As jy vandag by 'n koffieplek gaan sit, en jy het nie jou oorfone by jou of in jou ore nie, is daar waarskynlik 3 goed wat jy gaan hoor. Tikgeluide, melk wat gestoom word, en dalk iemand wat vir 'n persoon oor die tafel sê, ek dink aan jou. Wat jy waarskynlik nie gaan hoor nie, is die woorde, ek bid vir jou. Dit is amper soos 'n ou taal, maar in die vroeë kerk was dit basiese woordeskat. Die vroegste kerk was nie net 'n groep mense wat individueel gebid het nie. Hulle was 'n gemeenskap wat saam tot God geroep het. Nie net vir mekaar nie, nie net oor mekaar nie, maar saam. Ek is omdat ons saam bid. En ons lees hiervan in Handelinge 2. Petrus het nog lank aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Met ander woorde, kry 'n ander manier van lewe saam met die Here in hierdie wêreld. Die wat Petrus se boodskap gehoor en aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep onsag het oor hulle persoon gekom, elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met mekaar gedeel. Daardie woorde in die teks, hulle het hulle toegewy aan gebede. Hierdie vroeë kerk was 'n biddende kerk. En baie van ons het die idee dat om saam te bid, as 'n geloofsgemeenskap te bid, eers na Pinkster begin het, maar eintlik, as jy die Ou Testament lees, dan sien jy, God se mense het nog altyd saam geroep, saam gewag, saam gesmag na sy teenwoordigheid. Dink gou saam aan Moses, wat sy arms omhoog hou en namens die hele volk intree wanneer hulle in die moeilikheid was. Of aan Abraham, wat nie net vir sy eie mense gebid het nie, maar selfs vir 'n stad vol vreemdelinge, bloot omdat hy glo dat God luister as sy kinders, sy vriende bid, hom aanroep. En dan het ons die psalms. Nie net gebede wat iemand alleen op sy stoep gebid het nie, maar liedere wat die hele volk saam gesing het. In Psalm 133 lees ons, kyk hoe goed en lieflik is dit as broers saam woon. Dit is 'n gebed wat saam geroep word. Selfs in die profete hoor ons hierdie verlange. Jesaja sê, my huis sal 'n huis van gebed wees vir al die volke, en dis asof God se droom nog altyd was, dat sy mense, nie net individueel nie, maar saam sy teenwoordigheid sal soek, sal bid vir mekaar, sal intree vir 'n gebroke wêreld. En dan as Jesus die tempel binnekom, haal hy presies hierdie droom aan, en hy sê, my huis sal 'n huis van gebed wees. En dis die storie wat in Handelinge 1 en 2 voortgaan. Die Here bou nog steeds aan 'n gebedsgemeenskap. En hy begin met ons, saam, in hierdie tyd, in hierdie kerk, soos hy nog altyd wou. Daar's baie wat met ons kan gebeur wanneer ons saam bid. En daar is soveel, daar's 'n legio vorme van gebed. Maar iets groot gebeur met ons as ons spesifiek ook saam bid. Wat gebeur is, ons word gevorm. Gebed verander nie wie God is nie. Gebed verander wie ons is. Om te bid is om te verander, om getransformeer te word. Die primêre doel van gebed is nie om hoendervleis te gee nie. Deur die genade en die goedheid van die Here word ons soms wel in oomblikke van hoendervleis openbaring en antwoorde ingevat. Maar dis byprodukte van iets veel dieper. Die ware doel van gebed is om ons in so 'n lewe van verhouding met die Vader te bring, dat ons gevorm word na die beeld van Jesus. Ons word innerlik verander. En dalk vandag
3 maniere hoe die vorm van gebed waar ons saam bid, ons vorm. In die eerste plek, dit vorm ons verhouding met die Here. En dit is so, ons moet tye hê waar ons alleen gaan bid. Jesus sê ons moet in ons binnekamer ingaan. Hy het baie keer onttrek om alleen met die Here te gaan praat. Maar dis een manier van bid. Want as jy net alleen bid, sien jy net een deel van God. Dis soos om met een oog te probeer kyk. Jy sien iets, maar jy sien nie alles nie. En daar is hierdie ou storie van die woestynvader, Abba Sion, hy's 'n monnik. En sy hele lewe lank wy hy hom toe aan stilte en afsondering in gebed. En een nag sien hy 'n visioen van Christus. Maar dit is vaag, so amper soos 'n spieël met 'n bietjie stof op. En toe hy later saam met 'n ander monnik, Abba Makarius bid, word daardie visioen helder en hy hoor hoe die Here vir hom sê, jy het my met een oog probeer sien. Jy sien, gebed in 'n gemeenskap, saam met ander, gee jou perspektief. Jy begin God nie net met jou eie gevoelens en vrae benader nie, maar jy begin hom raak sien deur die geloof, deur die gebrokenheid, deur die trane, deur die lof, deur die stilte van ander. Dit is soos Augustinus gesê het, niemand het God ooit alleen gesien nie, want God is liefde, en liefde benodig 'n ander. In Handelinge 10 lees ons iets hiervan. Ek wil jou vertel van die man wat eendag sy hande op 'n sekere manier gevou het en vir die Here gesê het, as U daar is, praat met my. En die man was nie Joods nie, hy was nie ingesluit nie, hy het nie die taal of die reëls geken nie, en sy naam was Kornelius. Hy was 'n Romeinse offisier, hy was getrou, hy was ordentlik, hy was 'n man van dissipline, en soveel van ons het hy op 'n gewone middag in stilte gaan sit en bid. Geen groot woorde nie, geen formules nie, net 'n eerlike, eenvoudige gebed. En God het hom gehoor. En 'n engel verskyn aan hom. Nie met antwoord nie, net met 'n uitnodiging. Hy sê vir hom, stuur iemand om vir Petrus te gaan haal. Hy sal weet. Nou op dieselfde tyd op 'n ander plek is Petrus besig om te bid. Hy klim op die dak van 'n huis en hy bid en hy kry ook 'n visioen en verstaan nie dit dadelik wat dit beteken nie. Tot iemand aan sy deur klop en sê, ons meester Kornelius het 'n visioen gehad. Hy het gebid en hy het gehoor, jy moet na hom toe kom. En daar begin iets binne Petrus beweeg. 2 mense, 2 gebede. En dan wanneer hulle by mekaar kom, wanneer Petrus Kornelius se huis binnegaan en Kornelius sy ervaring vertel, begin Petrus iets verstaan wat hy alleen nie gesnap het nie. Hy sê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek nie. En dalk is dit die punt van die verhaal, dat Petrus, die apostel, die rots, met net een oog gekyk het. En toe hy by Kornelius kom, toe sien hy iets van God wat hy alleen nooit sou raak sien nie. Wat is daar 'n deel van God se hart is wat jy nog nie gesien het nie? Nie omdat jy onwillig is nie, maar omdat jy nog nie langs iemand anders gaan sit en luister en bid het nie. Sjoe, om anders, om met ander te bid, gee vir ons nuwe vensters op wie God is en waarmee hy besig is. Die tweede uitnodiging hoe ons gevorm word is in vertroue. Gebed gee aan ons hierdie postuur van vertroue. Ons kan dit nie help nie. Want jy sien, sonder vertroue is dit onmoontlik om vir ons daaglikse brood te leef of te vra. Want dan het ons net reserves nodig, net vir ingeval. En ons sal altyd voel dat dit wat ons nou het, nooit genoeg is nie. Dat ek vertrou nie. En my gesin is baie lief vir malva pudding. Baie. En so nou en dan staan ek vroeg op om vir hulle pudding te bak oor 'n naweek en dis interessant om hulle dop te hou. Kyk, hulle werk deur daai malva asof daar 'n eindelose voorraad is. Maar hulle is nie in daai oomblik bekommerd oor die prys van eiers of my vermoë om nog te voorsien nie.
Nie een keer het ek al gesien dat hulle 'n paar stukkies vat en in hulle kamer gaan wegsteek met die idee, ek weet nie so mooi of hulle sal weer gaan bak nie, ek bære net sodat ek seker is daar's môre weer 'n malva pudding. Vir hulle is die malva reservoir oneindig. Al wat hulle hoef te doen en hulle weet dit, is om te vra. Hulle weet hulle sal nog kry. Hulle leef in vertroue. Nou dis 'n tong in die kies, maar in ons wêreld word ons geskool. Ek moet self sorg. Ek moet self klou. Ek moet self opkom, ek moet self veg om genoeg te hê. Maar Jesus en die vroeë kerk wys vir ons 'n ander weg. Gebed vorm ons om in vertroue te leef, nie net in die Here nie, maar ook in mekaar. En iets het gebeur toe hulle so saamkom om te bid, en hulle op 'n plek om te sê, ons deel wat ons het. In Handelinge 12 sien ons ook iets hiervan gebeur. Nie noodwendig met besittings nie, maar met 'n groot gebeurtenis in Petrus se lewe. Hy is in die tronk onder swaar bewaking. 4 groepe van 4 soldate elk, en hy slaap tussen 2 soldate met kettinge aan hom vas. Nou in daai tyd is daar baie politiese onruste teenoor gelowe, Christendom, en hierdie gemeente het geen politieke invloed of plan van aksie nie. Al wat hulle kan doen is om saam te bid. En dis wat hulle gedoen het, aanhoudend. Nie omdat hulle weet wat God gaan doen nie omdat hulle hom probeer manipuleer om iets te doen nie, maar omdat hulle regtig weet in wie hulle glo. En dis in daardie donker kamer waar hulle saam bid dat die Here ingryp. En ons lees die tronkdeure gaan oop, kettinge val af, Petrus stap vry, en toe hy by die deur klop, kon hulle dit skaars glo dat dit hy is. Dit is so mooi, want dit wys. Die Here antwoord nie net volmaakte gebede nie. Hy werk deur mense wat saam glo, saam vra, saam hoop. Jy hoef nie die perfekte gebed te hê nie. Jy hoef nie die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie die invloed te hê nie, want gesamentlike gebed vorm nie net ons harte nie, dit vorm ons vertroue en geloof. 'n paar weke gelede is ek in 'n onsekere situasie. Ek weet nie hoe dit ons moet 'n besluit maak en dit gaan die toekoms beïnvloed. En vir so 'n paar dae het ek gesprekke met mense, ek bid en ek praat met die Here, en een aand, kan ek nie slaap nie. Ek skrik wakker en ek kan nie weer aan die slaap raak nie, en ek is gedryf om te gaan na die woord toe. Ek het hierdie trek na die woord toe. Ek onthou iets wat iemand vir my weke van tevore gesê het, en hulle het 'n skrifgedeelte aangehaal en ek gaan soontoe. En ek lees, en dit is asof die Here vir my sê, hierdie woorde is nou vir jou. Hierdie woorde gaan jou lei om 'n besluit te neem. Die volgende oggend kan ek nie wag om van die mense wat ek weet saam met my bid te bel nie, en te sê, hoor hier wat het gebeur. En elkeen sê, gisterand het ek dieselfde gevoel gehad. Ek het nie die skrif nie, hulle het nie die konteks nie, maar hulle het 'n gevoel gehad dat hierdie vrede is, dat hierdie dalk die rigting is wat ons moet gaan. En saam in vertroue kom die Here deur. En tree vir tree maak ons 'n besluit, en soos ons besluit, hou ons aan saam bid. En die Here doen soveel meer as wat ons ooit kon dink. Soveel meer. Hy antwoord die gebede op maniere wat ons nie gedink het, hy gaan nie. En dis nie elke keer die antwoord wat ons gedink het, dit moet wees nie. Maar dis beter. Daar's krag in saam bid, in saam vertrou. Dit vorm ons ten diepste. Daardie belewenis het my geloof nou op 'n manier versterk, soos min goed al het. Die derde uitnodiging is dat dit ons vorm om meer liefdevolle mense te wees. Jy sien, soos ons leer om saam met God te leef, in 'n lewe van voortdurende gemeenskap met hom te hê, met mekaar ook, groei daar 'n sagmoedigheid in ons, waardeur ons alle mense liefhet. Ons ontvang 'n buitengewone onderskeidingsvermoë om te sien wat in mense aan die gang is. Dis 'n misterie. En hierdie gewaarwordinge kom nie uit 'n plek van 'n skierigheid of om 'n voordeel oor ander te hê nie,
kom, sodat ons saam met hulle kan gaan na daardie plek van seer of vrees, of vertroue en geloof. Om te bid verander nie net dinge om ons nie, dit verander dinge in ons. Wanneer ons vir iemand bid, stap ons binne die ruimte tussen God en daardie mens. Nie as 'n held nie, maar as 'n draer. 'n draer saam aan pyn, 'n draer saam aan hoop, 'n draer van liefde. Dis om te sê, ek sal jou nou na Jesus toe dra as ek vir iemand bid, al kan jy nie self loop nie, net soos die vriende wat die verlamde man by die dak laat insak het. Gebed skep 'n ontmoetingsplek. My hart kan die plek word waar God die gebed vir my naaste hoor en hulle met sy liefde omhels. Ons kan saam en vir mekaar bid op soveel maniere. Party is aktief en party is passief. Wanneer ons passief vir mekaar bid, dan onthou ons Romeine 8 vers 26 wat sê, net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daardie woorde, daardie idee, daardie waarheid en realiteit. Wanneer ek geraak word en innige meegevoel vir iemand anders het wat saam op die reis is, wanneer my hart breek vir iemand wat sy hart besig is om te breek en ek vir hulle wil bid en intree en hierdie woorde het nie, dan bid die Gees woorde wat ek nie het nie. So dan gaan dit nie soseer daaroor dat ons presies weet hoe om vir ander of selfs vir onsself te bid. Dit gaan eerder daaroor dat ons erken dat ons nie weet nie, maar dat die Heilige Gees wel weet. En omdat ons glo dat die Gees reeds namens ons intree, kan ons eenvoudig 'n naam of 'n behoefte bring. Dit met min woorde uitspreek en dan in stilte, saam met die Gees se gesig en gebed, vir daardie persoon intree en bid. Dit is 'n passiewe manier van gebed. Ons luister vir die gebed wat reeds voor God vir daardie persoon gebid word. En sonder om te veg vir die regte woorde, kan ons intree in God se liefdevolle sorg vir hulle. En saam met hulle en namens hulle, wag in sy teenwoordigheid. Dis 'n baie heilige manier om die las van ander en van onsself oor te gee aan die Here. Veral so aan die einde van 'n dag, as ek 'n situasie gehad het, wat ek nie geweet het wat om te doen nie, iemand vra vir hulp, ek weet nie wat om te sê nie, ek kan hulle net hou in daardie ontmoetingsplek van gebed, met die wete, die Gees bid namens hulle. Ek noem net die naam en ek hou hulle by hom. Dis 'n manier van intree vir mekaar. En dan is daar 'n aktiewe manier van bid, waarmee jy dalk hierdie week wil eksperimenteer. En dit is om die skrif te gebruik om vir iemand te bid. Byvoorbeeld Psalm 23. Ek gebruik hierdie gebed as ek vir iemand baie spesifiek wil bid en ek vul dan die naam van die persoon in die gebed. So sê nou maar, ek bid vandag vir Mila. Dan neem ek die skrif en ek sê, die Here is Mila se herder. Niks sal Mila ontbreek nie. Hy laat Mila neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy vir Mila. Hy verkoop Mila se siel. Hy lei Mila in die spore van geregtigheid ter wille van sy naam. En al gaan Mila ook deur 'n dal van doodskaduwee, sal Mila geen onheil vrees nie. Here, want U is met Mila. U stok en die staf, die vertroos vir Mila. U berei die tafel vir Mila, voor die oë van Mila se teenstanders. U maak Mila se hoof vet met olie, Mila se beker loop oor. Net goedheid en guns sal Mila volg al die dae van haar lewe. En Mila sal in die huis van die Here bly in die lengte van dae. Dalk wil jy vir iemand vanoggend bid. Jy wil intree. Jy wil deel vorm van 'n biddende geloofsgemeenskap.
'n gemeenskap wat saam vertrou, glo, dat die Here meer kan vermag as wat ons ooit kan doen. Wat vertrou en glo dat 2 beter is as 1. Dan wil ek jou nooi om hierdie gebed te neem dalk in hierdie week. Die persoon, elke dag is daar dalk 'n ander persoon waarvoor jy wil bid, hulle naam daarin te sit. En in jou tyd van eenkant kom, vir hulle te bid. Vir hulle te bid. Dankie Here, vir die uitnodiging, om die lewe nie net saam met U te doen nie, maar saam met mekaar. En dat U ons leer dat daar krag is in gebed. Dat U ons leer dat ons gevorm word in gebed. En dit is wat ons vra. Here, ons begeerte is om 'n baken van lig en hoop en liefde in ons gebroke wêreld te wees. Mag ons dit wees deur gebed, wat ons vorm, maar wat ook ander vorm. Ons vertrou op U en ons het U so lief. In Jesus naam. Amen. As jy dalk vandag wil hê iemand moet vir jou bid, of jy het 'n gebedsversoek en wil ander wat saam met jou intree, is jy so welkom om ons te skakel. Daar is spanlede wat vanoggend wakker geword het, met die doel om jou te dien vandag met gebed. Jy is welkom om hulle te kontak met die besonderhede op jou skerm. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die genade, vriendskap van sy Gees is met jou. Amen.